Goeiemôre ook van my kant vanmôre. Om vanmôre in die huis van die Here te wees, om so by mekaar te wees, mekaar te bemoedig, weer eens met die woorde, hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Ek wil u vanmôre graag groet met 'n groete wat Petrus aan die gemeente geskryf het, en hy het geskryf aan die verstrooides in Pontus, in Galasië en Kappadosie, maar vanmôre aan die gemeente wat in Springs is, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word in Christus ons Here. Amen. Kom ons staan vanmôre, dan sing ons al die kinders van God hartlik saam, soos dit op die bord verskyn. Ja, ek vra weer verskoning dat ons dan vanmôre ook nie die wet gaan doen nie. Ons sal dit volgende week of die week daarna sekerlik doen, terwille van die tyd. U kan solank die woord van die Here oopmaak vanmôre. Ons gaan weer hierdie kort gedeelte van die groete in 1 Petrus saam lees, maar hoofsaaklik in Efesiërs hoofstuk 1. Efesiërs hoofstuk 1. U kan die woord van die Here solank daar oopmaak, waar ons vanmôre 'n paar gedagtes rondom die tema van die uitverkiesing met mekaar gaan deel. Efesiërs hoofstuk 1, en dan sal ons net 'n kort gedeelte ook in 1 Petrus 1 saam lees. As jy die woord daar oop het, dan kan ons harte stil maak en ook die Here se seën vanmôre vra oor hierdie woord. Baie dankie dierbare Hemelse Vader, dat ons vanmôre voor U kan buig as die almagtige skepper van die hemel en die aarde. Dat ons vanmôre kan glo en erken dat die Here Jesus Christus volwaardig God was, in die vorm van 'n mens gekom het, homself ontledig het, homself verneder het tot aan die dood aan die kruis, gekruisig is, gesterwe het, begrawe is, maar wat ook opgestaan het en opgevaar het en sit aan die regterhand van die Vader. Dankie Here Jesus dat U vanmôre vir ons intree by die Vader. Dankie dat U vir ons die Heilige Gees gestuur het, wat vanmôre vir ons intree in ons harte. U sê die Gees self getuig in ons gees dat ons kinders van God is. U sê vir ons dat die Gees vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge, omdat ons nie weet wat om te bid nie, maar dat hy wat die harte deursoek weet wat die wil van die Gees is, omdat hy intree vir die heiliges ooreenkomstig die wil van God.
Daarom kan ons vir Paulus vanmôre sê, in hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Baie dankie dat ons vanmôre hierdie woord kan lees, wetende dat U wat dit geïnspireer het, ook die een is wat dit vanmôre aan ons sal openbaar, maar Here, dat U ook die een is wat vanmôre dit in ons harte 'n werklikheid kan maak, om ons vanmôre te help om nie net hoorders te wees nie, maar daders van die woord. Ja, Here, ons gebed is terwyl ons lees vanmôre, dat U ons sal verkoop soos daardie Emmausgangers op die pad saam met die Here Jesus, toe hy gemaak het of hy wou aangaan en dat hulle by hom aangedring het om nie te gaan nie. Hulle sê, was ons harte nie brandend nie? Here, sal ons harte nie vanmôre brandend wees nie. Ek bid dat U ons vanmôre sal instel op die hemelse frekwensie. Soos 'n mens sy radio instel, Here, stel ons harte vanmôre in om U stem te hoor. Want Here, ons wil vanmôre voor U buig. Ons wil vanmôre erken, ons het U nodig. Ons is afhanklik vanmôre, Here. As ons vanmôre dink aan Suid-Afrika, as ons vanmôre dink aan Springs, as ons vanmôre dink aan die wêreld, kort voor die wederkoms van die Here Jesus, het ons U nodig, Here. Ons het families wat U nie ken nie, Here. Ons het kollegas wat U nie ken nie. Ons het bure wat U nie ken nie. Here, ons bid dat U vanmôre in ons harte iets sal doen wat sal standhou vir tyd en vir ewigheid. Here, ons is nie vanmôre soos ons vanmôre gebid het, maar net hier omdat ons verveeld is, nie, Here. Ons is nie net hier vanmôre om net die kalender vol te maak, nie, Here. Maar ons is vanmôre hier omdat die dae boos is en U gesê het, koop die tyd uit. Ons wil vanmôre hierdie diens aan U oorgee, Here. Ons wil vanmôre hierdie woord aan U oorgee, Here. Ons wil vanmôre versigtig wees as ons sê, maak soos U wil, Here, in my lewe. Dankie, Here, dat ons dit kan bid. Seën die woord, word U verheerlik. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Paulus skryf hierdie woorde in 1 Efesiërs hoofstuk 1. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God aan die heiliges wat in Efese is en die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na die welbehae wat hy in homself voorgenem het, om die volheid van die tye te reël met die doel, om alle dinge wat in die hemele sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Kom ons lees net 'n paar verse saam ook in 1 Petrus hoofstuk 1. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië, uitverkore volgens die voorkennis van die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus, mag genade vir julle vermenigvuldig word. Genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Sover in die onfeilbare en kosbare woord van die Here. Nou vanmôre, wanneer ek bietjie met u gesels, is dit 'n onderwerp waaroor baie mense baie snaakse dinge te sê het. Die uitverkiesing, en die tema vanmôre, die uitverkiesing, maar waarvoor? As ek vanmôre 'n geleentheid sou gee om hier van voor af te begin en met elke mens te praat, en so van stoel tot stoel te gaan en vir mense te vra, sê vir my meneer, sê vir my vir mevrou, jongman, jong meisie, wat glo u, of wat verstaan u, of wat weet u aangaande die leer van die uitverkiesing? Dan is ek doodseker dat ons vanmôre uiteenlopende verduidelikings sal hoor. Sommige mense het sterk menings daaroor, ander vermy die onderwerp. Sommige sê ons behoort nie daaroor te praat nie.
Ander stel net eenvoudig nie belang nie. Tog is daar geen leerstelling in die woord van die Here opgeteken, net omdat, met groot respek, daar nie genoeg woorde was om hierdie Bybel vol te maak nie. Nee, om die waarheid te sê, Johannes skrywe, as hy al die dinge moes neerskrywe, sou die boeke van die wêreld dit nie kon bou nie. Wat hierin opgeteken is dit wat God spesifiek vir ons wou gesê het. Dinge wat God graag wou gehad het, ons moet weet, dit is nie verborgenhede, dit is oopgemaak in die Nuwe Testament, dinge wat ons moet weet. Elke leerstelling in die Bybel het 'n waarheid wat God gegee het met 'n spesifieke doel. Ek het al baie kere vir julle gesê, dat die Bybel is geskrywe met 'n spesifieke doel. En elke leerstelling wat daar is, het 'n spesifieke doel. En die probleem is, ons probeer baie kere sekere dinge in die Bybel verklaar sonder die doel. Maar wanneer ons die doel verstaan, dan verstaan ons die teologie. En sonder die doel is dit baie moeilik om die teologie te verstaan. Baie mense sê, is dit nie maar net genoeg om God te ken en vir hom lief te hê nie? Hoekom moet ek hierdie dinge weet? Ons lees daar in Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Maar dan gaan hy aan, hy sê, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy my priesterambt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. O, geliefdes, broers, susters, vriende, ons kan nie op 'n plek kom in ons lewe waar ons nie sê ons hoef nie te weet nie. Ons kan nie op 'n plek kom in ons lewe waar ons sê dit is onbelangrik, ons hoef dit nie te verstaan nie. Die Sadduseërs kom daar na die Here Jesus toe in die Nuwe Testament en hulle redeneer oor hom oor die opstanding. En hulle het nie geglo dat daar 'n opstanding is nie en hulle vertel van hom van die een en die tweede en die derde tot by die 7de broer wat met hierdie vrou getrou het en hulle sê as daar dan 'n opstanding is, wie sin sal hulle wees? En terwyl die Here Jesus hulle so kyk, sê hy vir hulle in Matteus, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie, nommer 1, en ten tweede nie die krag van God nie. Hy sê julle dwaal omdat julle nie die leerstellings van die Bybel ken en verstaan nie, maar ten tweede nie die krag van God nie. Ek het dit baie vir mense gesê, leerstellings kan jy met jou kop nog verstaan, maar krag moet jy ervaar. Hy sê julle weet nie wat die Bybel sê nie, meer nog, julle ervaar nie wat die Bybel sê nie. Baie interessant, die Sadduseërs, volgens baie geleerdes, se naam is afgelei van die woord Sadok of Tzadak, seuns van Sadok. In Jesegiel lees ons van 2 groeperinge waar die Here praat van die Levitiese priesters wat af van die pad af gegaan het toe die mense gedwaal het. Hy sê maak los hulle plek want hulle bedien die mense maar hulle bedien my nie. Hy sê maar die seuns van Sadok het nie van die pad af gegaan toe die mense van die pad af gegaan nie. Hulle bedien my. Hulle sal die mense leer van rein en van onrein, van heilig en onheilig. En hier kom hierdie groep wat hulle naam aflei van die Sadduseërs en hulle ken nie die skrifte nie en ook nie die krag van God nie. Hulle sien hulle self as die wat reg is. Daardie woord beteken tzadak, om reg te wees, regverdig, geregverdig. Al drie, jy kan nie dit wees as jy nie al drie is nie. Jy moet geregverdig wees, jy moet reg wees en regverdig, want God het jou regverdig gemaak. Baie kere dan sê ons, ag, maar is die broer nie so opreg in sy hart nie. Vriende, as hy verkeerd is, kan hy opreg wees. Hulle het my opreg in die geboue 20 jaar in vasgevlieg. Baie mense het opreg hemel toe gegaan. Regtig gedink hulle doen reg. En ek dink aan die Sadduseërs, baie keer kan 'n mens so seker wees dat jy reg is, dat jy uiteindelik besig is om teen God self te veg. Hulle was oortuig, hulle was reg, maar die Here Jesus sê vir hulle, julle is eintlik verkeerd, julle verstaan die skrifte nie. Daarom wil ek graag met u oor hierdie onderwerp vanmôre praat, want ons moet dit verstaan, ons kan dit nie net vermy nie. Ons kan dit nie net een kant laat nie. Ons lees hierdie woorde in 1 Petrus 3 vers 15, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is met sagmoedigheid en vrees. Petrus sê vir die gemeente, wees altyd, wanneer altyd, gereed om verantwoording te doen. Die Griekse woord apologia. Ons het dit 'n apology gemaak, 'n verskoning. Maar ons verskoning is mos nou jammer vandag. As jy nou laat is, dan sê ek jammer. Dis nie apology nie.
Apology is 'n berekende, beredeneerde verantwoording te gee van wat gebeur het. Ek is laat, meneer, want daar was 'n ongeluk gewees. Of ek was laat, meneer, want ek was te lui gewees om vroeg te gaan slaap. Ek was onverantwoordelik en ek het laat geslaap en ek is laat by die werk. Nou het ek 'n apology aan, nou het ek 'n apology gegee. Ek het 'n berekende verduideliking gegee. Nou sê Petrus, luister die broer en suster gemeente, elkeen van u wat hier vanmôre sit, u is veronderstel om ten alle tye 'n berekende, beredeneerde verantwoording te doen aangaande dit wat u glo. U moet op 'n plek kom, skrywe die Hebreërs skrywer, hy sê, want alhoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle nodig dat 'n mens weer die eerste beginsels van die woorde van God vir julle moet leer. Hy sê elkeen van u is veronderstel om op 'n plek te kom waar u 'n predikant is. Ons dink 'n predikant staan vanmôre hier voor en hy preek. Nee broers, ek kom nie by u werk uit nie. Ek kom nie by u skool uit nie. Daar waar u beweeg, daar waar u werk, moet u soos 'n predikant 'n beredeneerde verantwoording te kan doen aangaande dit wat u glo. En daarom vanmôre dink ek is dit belangrik dat ons rondom hierdie tema 'n klein bietjie met mekaar praat. En voordat ons by die paar punte uitkom, is dit belangrik om vanmôre twee gevare te vermy wanneer 'n mens praat oor die uitverkiesing. Eintlik enige stelling wat 'n mens in die Bybel aanraak, is daar twee gevare. Die eerste is om die onderwerp te vermy wat ek nou reeds behandel het, en ten tweede is om dit te verdraai. Dis die twee dinge wat mense doen. Of hulle of hulle verwerp dit of vermy dit of hulle verdraai dit. Maar 'n predikant het eendag gesê, Engelse predikant, you don't correct error with error, you correct error with truth. Deur dit te vermy is verkeerd. Deur dit te verdraai is ook verkeerd. En belangrik dan wanneer ons hierdie gedeeltes vanmôre gaan hanteer om te kyk na die teks, die konteks en die samehangende tekste. Teks, konteks en konteks sê die Engelsman. Want die oomblik wat jy 'n skrifgedeelte uit sy konteks uitvat, dan word dit 'n voorwendsel. Dan word dit iets wat 'n mens gebruik om 'n sekere leerstelling te bewys in steede daarvan om uit die skrif uit te haal wat die woord van die Here vir ons wil sê. En soos ons aangaan, sal jy dit beter verstaan. Die vraag vanmôre is, wat sê die teksgedeelte? Ons het vanmôre gelees in beide gedeelte, daar is iets soos 'n uitverkiesing. Uitverkiesing voor die grondlegging van die wêreld, maar vanmôre is die vraag, maar wat sê die teks eintlik? Nie wat probeer ek die teks dwing om te sê nie, maar wat sê die teks? As jy dit lees in eenvoudige sonnaarskooltaal, wat sê die teks? En wat beteken dit vir my en vir jou? Nou ek wil vanmôre voordat ons verder gaan reeds vir julle sê wat die uitverkiesing nie is nie. Die uitverkiesing se primêre doel is nie vir die persoonlike hemel toe of hel toe gaan van 'n individu nie. Nêrensste het God in die geskiedenis of voor die grondlegging van die wêreld gesit en gekyk in die jaar 1979, amper as ek nou baie jonger ewe skielik. Ek lyk jonger, maar ek is nie. In die jaar 1979 gaan ek daar 'n jong man gebore word. Ek kies hom vir die hemel. En langsom word daar nog 'n persoon gebore. Ek kies hom vir die hel. Dit is nie die uitverkiesing nie. Dit is glad nie die uitverkiesing nie. Om die waarheid te sê, soos ons voortgaan sal ons sien, daar's geen doel in so 'n tipe uitverkiesing nie. Die uitverkiesing gaan in die eerste plek nie oor of jy hemel toe of hel toe gaan nie. En ons vind dit baie duidelik in die skrif, dat die Here het sommige mense uitverkies, hy het 'n hele volk uitverkies. Maar sê vir my, is almal daai volk hemel toe? Ons lees aan 1 Korintiërs 10, hy sê hy het hulle almal, het daar deur die Rooi See gekom, en hulle is almal gedoop in die Rooi See, en hulle het almal gedrink uit die rots, wat geestelik Christus is. Hy sê, maar die meeste van hulle het hy nie 'n welgevalle gehad nie. Daar's konings wat God uitverkies het, wat goddeloos was, maar hulle moes 'n sekere taak verrig het. So hulle was nie uitverkies vir die hemel, hulle was uitverkies vir 'n taal, en daarom die tema vanmôre, uitverkies, maar waarvoor? Uitverkies, maar waarvoor?
Ander was nooit uitverkies nie, hulle was nie deel van die uitverkore volk van God nie. Rahab, die hoer, sy was nie deel van die uitverkore volk nie, maar sy het deel geword. En daar's baie ander wat ons vanmôre kan noem om die waarheid te sê. Daar in Eksodus sê hy die woorde in vers 48, en as die vreemdeling wat by jou vertoef tot eer van die Here wil pas geëet, moet hy by hom almal wat manlik is besny word. Daar was 'n geleentheid vir hulle wat nie deel was van die uitverkorenes nie, om deel te word van die uitverkorenes. Vanmôre sê ons mekaar voordat ons verder gaan, die uitverkiesing is nie in die eerste plek om hemel en hel toe gaan nie. Maar as dit nie is nie, dan is die vraag vanmôre, wat is daar? Daar's 'n paar punte wat ek met u wil deel rondom die uitverkiesing vanmôre. En die eerste is die voorwaarde van uitverkiesing. Die voorwaarde van uitverkiesing. Jy sien, as jy teologies gaan debat voer met sekere mense, dan wil hulle probeer sê daar is geen voorwaarde aan uitverkiesing nie. God het in sy soewereiniteit besluit, jy gaan hemel toe en jy gaan hel toe. En hulle laat dit so mooi klink, hulle verpak dit so mooi. Hulle sê, sien julle, dit is volgens God se soewereiniteit. Wanneer jy luister na hulle verduidelikinge, dan klink dit of hulle so baie eer en respek vir God wil gee. Maar as jy fyn luister, dan ontneem hulle God eintlik sy soewereiniteit. A.W. Tozer het geskrywe, only a truly sovereign God will dare to give man a free will. As God nie absoluut soewerein was nie, dan kon hy die mens nie 'n vrye wil gegee het nie, want dan kon die mens moeilikheid gemaak het. Maar omdat God volkome soewerein is, het hy 'n besluit gemaak en gesê, ek gaan hierdie mens maak na my beeld en my gelykenis, en ek gaan hulle in 'n boom sit en ek gaan vir hulle baie bome gee en ek gaan vir hulle keuse gee sodat hulle kan kies. Baie kere in die Bybel lees ons Joshua sê, ek en my, ons sal die Here dien. Kies dan vandag wie julle wil dien. Hy gee vir die mense keuse. Ons lees daar in die Nuwe Testament waar die Here Jesus sê, Jerusalem, Jerusalem, julle wat die profete doodmaak en die stenig wat ek na julle gestuur het, hoe dikwels wou ek julle bymekaar maak, let op die taal, hoe dikwels wou, dit was my wil, dit was my begeerte, hoe dikwels wou ek julle bymekaar maak, soos 'n hen na kykens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Hy het hulle keuse gegee. Hy het hulle wil gegee. Jy sien vriende, wanneer ons na die uitverkiesing gepraat, dan moet ons in die eerste plek kyk, wat is die voorwaarde van uitverkiesing? Nou ons lees in hierdie gedeelte en die klem en tema van Efesiërs is in hom. Dis die tema, dis in hom. Julle moet oplet hoe baie lees ons in hom. Hy sê hierdie woorde, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Waar is die seëninge? Dis in Christus. Dis nie buite Christus nie. Soos hy ons in hom uitverkies het. Soos hy ons in hom uitverkies het. Ek vra groot verskoning, ek dink jy sit vertaalfout in die Bybel. Soos hy ons uitverkies het om in hom te wees. Dit wat daar staan. As ons stadig lees, ons lees wat sê die Bybel, ons lees nie nou in nie, ons wil nie nou 'n leerstelling verdedig nie, ons lees net wat staan nie, soos hy ons in hom uitverkies het. Waar lê die uitverkiesing? In hom. Dit lê binne Christus. So nou is die vraag, hoe kom jy in Christus? Langs die weg van bekering en sondebelydenis en wedergeboorte. Met ander woorde, die voorwaarde van uitverkiesing is in hom. As u vanmôre hier sit en u is waarlik weergebore, u kan vanmôre vir my sê, die Here Jesus het my siel uit genade gered, hy het my vrygemaak van my sonde, ek is nie meer 'n slaaf nie, sy gees het in my kom woon, hy roep binne my, Abba Vader, dan is u vanmôre uitverkies. Ek wil vir u sê, geluk. As u vanmôre hier sit, wonderlike mens, goeie mens, godsdienstige mens, u mis nie 'n diens nie, u mis nie 'n bid hierdie, maar u is nog nooit weergebore nie. Dan is u vanmôre nie uitverkies nie. Dis 'n eenvoudige taal. Hy wat ons in hom uitverkies het. Eerstens is die uitverkiesing ooreenkomstig God se genade en barmhartigheid, maar nie sonder reaksie nie. God het voor die grondlegging van die wêreld besluit, almal wat in hom is,
is uitverkies. Dis die voorwaarde. Ek moet in hom wees. Uitverkiesing is volgens God se roeping en nie volgens die mense werk en posisie nie. Ek kan nie werk om uitverkies te word nie. Ek kan nie besluit ek gaan uitverkies word nie. Selfs my pa kan dit nie besluit het nie. Abraham het gedink Ismael gaan erf, toe erf Isak. En Isak het gedink Esau gaan erf, toe erf Jakob. Dit is volgens God se roeping en genade, ooreenkomstig God se roeping. Maar nou vra ek die vraag, as die uitverkiesing is ooreenkomstig God se roeping vir hulle wat in hom is, wie is geroep? Wie is geroep? Baie keer moet 'n mens hierdie goed logies uitdink. Wie is geroep? Ons lees in Matteus 20 vers 16 hierdie woorde: so sal die laaste eerste wees en die eerste sal laaste wees, want baie is geroep, maar min is uitverkies. Nou sê vir my, sal God dan nou mense roep as hy hulle nie wil gebruik nie? Wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan, sê hy vir Jesaja. God roep vanmôre. Hy sê baie is geroep, min is uitverkies. Ek het eendag vir 'n persoon verduidelik. Ek sê wanneer ons daar by die werksplek, by die maatskappy 'n pos adverteer, dan roep ons baie. Ons roep baie. Ons sê, hier's 'n pos, en daar's 'n sekere klomp voorwaardes rondom dit, en dan doen jy aansoek vir die pos. Maar veronderstel ons het nie, soos die Engelsman sê, 'n budget nie. Ons het nie net een wat ons kort nie, ons gaan almal vat. Ek kom vanmôre, ek sê vir julle in Springs vanmôre, ek het werk vir julle almal. Maar julle moet aansoek doen. En dan almal wat se aansoekvormpies kom en ons kyk sien, ons sien, hulle het gedoen wat ons gevra het. Dan stel ons die aan. En dan is daar 5 van julle wat kwaad is, want julle is nie aangestel nie. Dan sê ek maar, ek het nie julle aansoekvorm gesien nie. Waar is die aansoekvorm? Daar's nie 'n aansoekvorm nie. Nee, maar jy het gesê, het werk vir ons almal. Ja, maar jy moet aansoek doen. Ek het mos vir jou gesê, het aansoek doen. Aan hulle wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om die kinders van God te word. En hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die wil van die vlees of die mens of die vlees, bloed gebore is nie, maar wat uit God gebore is. Jy moet aansoek doen. Jy sien vriende, God se roeping is aan almal. Maar die uitverkiesing is nie aan almal nie. Die roeping is aan almal, maar die uitverkiesing is nie aan almal nie. Die voorwaarde van uitverkiesing is in hom. Ek moet daai aansoekvorm gevat het en ek moes hom ingevul het. En toe daai aansoekvorm oopmaak, toe sê hy, kyk in sonde is ek gebore en in ongeregtigheid het my moeder my ontvang. Toe moet ek sê, ja Here, dis ek. Want almal het gesondig en dit ontbreek aan die heerlikheid van God. Ja Here, dit is ek. As ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Ja Here, dis ek vra vanmôre, reinig my. Help my Here, ek neem U aan as my saligmaker en my verlosser. Hier is my aansoekvorm. Dan is hy geroep en uitverkies. Die voorwaarde is in hom. Jy sien vriende, daar's 2 kante van die muntstuk. Daar is 'n roeping en uitverkiesing. Van God se kant af is daar 'n roeping en 'n uitverkiesing. Maar hoe lyk die muntstuk aan my kant? Daar's 'n roeping en 'n reaksie. Die Here roep. Ons kan nie kom as hy ons nie trek nie. Maar hy trek, hy roep. Hy sê kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Kom. En ek sê ja Here, ek kom. Tweede kant. Daar's 'n voorwaarde aan uitverkiesing. Mense dink dit is om daar een kant terug te sit en te sê, die Here het my uitverkies van geboorte af. Man, daar seker nie nog 'n wonderlike man soos ek nie. As dit die uitverkiesing is dit wat dit uiteindelik aan mense gaan doen. Die Here het my uitverkies, dan sê ek dan nie wonderlik nie. Nee, vriende, dis glad nie so nie. Van die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Ons lees dit in Titus 2 vers 11 en 12 wat hy sê, van die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoon, regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. Baie maklik, Timoteus 1, 2, 3, 4. Lees ons hierdie woorde waar Paulus sê, want dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense tot bekering kom en tot kennis van die waarheid.
God wil hê dat alle mense gered word. Hy roep alle mense, maar alle mense moet daai vormpie invul. Aan hulle wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word, en hulle wat in sy naam glo. Die voorwaarde van uitverkiesing is om in hom te wees en nie om in hom te kom nie. Dit is baie belangrik, ons lees dit baie duidelik. Soos hy ons in hom uitverkies het. Nou vriende, God is alwetend en hy besit voorkennis. God weet reeds wie gaan kom en wie gaan nie kom nie. Hy gaan hom nie onkant vang nie. Daarmee sê ons nie dat God nie weet nie. God weet. God besit voorkennis. Ons verstaan nie voorkennis nie. Ons is vasgevang in tyd. Oggend en aand, eerste, tweede, derde, vierde. God is nie vasgevang in tyd nie. Iemand het dit eendag so verduidelik. Hy sê dit is soos 3 vriende wat 'n rugbywedstryd gaan kyk. En hulle kan nie een die wedstryd maak nie, en hulle besluit, hulle gaan hierdie wedstryd opneem. En dan na hulle dit opgeneem het, gaan hulle 3 dit saam kyk, want hulle wil dit baie graag saam kyk. En ek neem dit op, en die ander 2 vriende, hulle het nie 'n opnemer nie, en ons gaan nou almal. Maar ons gaan nou Vrydag aand dit kyk, en Donderdag aand kan ek myself nie meer inhou nie, en ek sit daai ou tape in die ou dae, en ek kyk daai wedstryd. Môre gaan ek maak of ek dit nie gekyk het nie. Dan môre sit ons al 3 en ons kyk daar die wedstryd, en ewe skielik sit ek daar en ek sê, Jannie de Beer gaan nou die bal aangee vir André Venter, en hy gaan hier omhardloop, hy gaan hierdie kant toe maak of hy gaan 'n 3 druk onder die pale, en net so gebeur het, dan dink hulle ek's 'n profeet. Ek's nooit 'n profeet gewees, ek het die wedstryd klaar gekyk. Maar hulle weet dit nie, maar ek het die wedstryd klaar gekyk. God het die wedstryd klaar gekyk, vriende. Jy gaan hom nie onkant vang nie. Hy het die wedstryd klaar gekyk. Ons verstaan dit nie, hierdie brein wil dit nie verstaan nie. Maar Dawid skryf hierdie woorde in Psalms. U ken my sit en my opstaan, u verstaan my van gedagte, u deurfors my gaan en my lê. U is met al my weë goed bekend, want daar is nog geen woord op my tong nie, o Here, of u ken dit geheel en al. God weet wat sy woord hy sê. Hy vloekwoord wat hy gesê het, toe hy vinger met die hamer geslaan het. God het geweet hy gaan hy vloekwoord sê. Hy jong man wat laster by die werk. God het geweet hy laster. Dink julle God het hom gedwing om te laster? Dink julle God het hom gemaak om te vloek? Ons kan nie vir God die skuld gee vir ons sonde nie. Ons het gesondig. Ek het daai vloekwoord gesê. Ek het gelaster. Maar die Here het dit geweet. So dit is so dat God sekere dinge weet. Hy weet wie gaan gered word, hy weet wie gaan. Maar dit beteken nie dat hy besluit het vir hulle. Uitverkiesing is nie om in hom te wees nie, dis omdat jy in hom is. Die voorwaarde van uitverkiesing. Die tweede, wat ons vanmôre oor wil praat, is die tydstip van uitverkiesing. Die voorwaarde is omdat jy in hom is, nie om in hom te wees nie. Die tydstip is voor die grondlegging van die wêreld. Ons lees dit in beide Petrus se weergawe en in Paulus se weergawe. Petrus skryf uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader. Let hoe mooi sê Petrus dit. Hy sê, broers, susters, met groot respek, die Here het die game klaar gekyk. Hy het julle uitverkies volgens die voorkennis van God. Hoe wonderlik is die Bybel hier? Ons hoef nie te wonder nie, ons hoef nie te twyfel nie. Ek hoef nie 'n bek saam met te kan maak om dit te lees nie. Ek kan vanmôre hier vir julle sê, kyk hierso. Hy sê, hy wat ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Wanneer is die tydstip? Voor die grondlegging van die wêreld. Omdat die Here alles reeds geweet het. Voor die grondlegging van die wêreld het die Here reeds geweet wie hom sou aanneem, wie hom nie sou aanneem nie. Maar let op, voor die grondlegging van die wêreld het hy wie uitverkies? Dis die vraag vanmôre. Christus. Jy sien, voordat ek en jy gebore is, voordat Adam en Eva gesondig het, het God in homself geweet, hierdie mens wat ek geskaap het, gaan sonde doen. Maar hy het ook geweet dat ek gaan my eie seun gee, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En voor die grondlegging van die wêreld het God gekies dat Christus die weg tot verlossing sal wees. Daar gaan geen ander weg wees nie. En voor die grondlegging van die wêreld het hy reeds besluit dat almal wat in Christus is,
uitverkore gaan wees. Voor die grondlegging van die wêreld. Jy hoef nie vanmôre, die Engelsman sê, rocket scientist te wees om dit te wees nie. Jy moet net die verkiesing op die regte plek sit. As jy die voorwaarde van verkiesing verstaan, en jy verstaan dat Christus die uitverkore is, en almal wat in hom is, dan is dit vanmôre eintlik 'n baie maklike som om te sê 1 + 1 is 2. Die tydstip is voor die grondlegging van die wêreld, omdat God buite tyd is, soos ons reeds gesê het, en nie verbind is aan tyd soos ek en jy dit verstaan nie. Dat in hom alleen daar verlossing sal wees. Die tydstip van die uitverkiesing is voor die grondlegging van die wêreld, maar realiseer vir my en jou by wedergeboorte. Die oomblik wat ek en jy weergebore word, dan word ons uitverkies. Dan is ons deel van die uitverkiesing. Die uitverkiesing staan klaar vas. Van die grondlegging van die wêreld tot vandag toe staan hy vas. En ek sê vir mense eendag, dis soos 'n botteltjie met 'n paar penne hier binne en 'n paar penne wat daar lê. En elke pen wat daar ingesit word, is in die uitverkiesde pakkie. Die uitverkiesing bestaan nog altyd. Hy's nog altyd daar. Hy's nie ewe skielik gekom nie. Maar ek het nog buite gewandel. Want ek het nog nie gekom nie. Ek het nog nie die voorwaarde nagekom. Maar toe ek daai aansoekvorm bring en ek sê, Here, dis ek wat gebore is in sonde. Here, dis ek wat gesondig het. Here, dis ek wat bely. Dis ek wat die aanneem. Toe vat die Here my en hy sit my so binne in die botteltjie. En hy sê, uitverkies. Uitverkies. Die uitverkiesing staan lankal vas. Dat dit nie nou ewe skielik tot stand gekom tot ek tot wedergeboorte geword het nie. Maar ewe skielik word ek deel van daardie uitverkiesing. Wanneer ek in hom kom, dan word ek deel van die uitverkore volk van God. God het nie die wêreld uitverkies om heilig te wees nie, want as mense sonder heiligheid God as heiligheid sonder God kon bestaan, waarom is redding nodig? Want ons gaan nou kyk na die doel daarvan. So voor die grondlegging van die wêreld het hy ons uitverkies in hom. En die derde punt daarvan is die doel. Jy sien, daar's 'n voorwaarde. Ek moet in hom wees. Daar's 'n tydstip. Voor die grondlegging van die wêreld het God besluit, dis hoe dit gaan wees. Ek kan dit nie verander nie. Niemand kan verander nie. Dis vasbesluit. Maar dan die belangrikste van enige leerstelling is die doel. Wat is die doel van die uitverkiesing? Wat is die doel van die uitverkiesing? Ons lees dit. Dit is baie eenvoudig, sonder skooltaal. Hy sê, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te leef. Wat sê Petrus? Wonder of hy dalk 'n ander teologie gehad het. Geseënd is die God die Vader, nee, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling. Beide Petrus en Paulus sê, daar's 'n doel aangaande die uitverkiesing. Die belangrikste van enige teologiese saak is die doel. God het niks doelloos gedoen nie. Die doel van die uitverkiesing is nie dat ek persoonlik alleen in my ou hoekie kan hemel toe gaan nie, maar dat ek in God se hand 'n instrument kan wees vir ander op hierdie aarde. Die uitverkiesing het ten doel dat ek en u, as ons weergebore is, as ons opgetel is soos daai pen in die bottel gegooi is, dat ons van daardie dag af vorentoe 'n getuienis kan wees van Jesus Christus se reddende genade vir die mense wat saam met my werk. Ons wil geheime agente wees. Jy kan nie 'n geheime agent wees, jy moet 'n getuienis wees. Jy's uitverkies daarvoor. Daar by die skool, daar by die winkel, daar in die buurt waar ons woon. As die doel is, sonder reaksie, net om hemel toe te gaan, dan is daar geen ander ware doel in die uitverkiesing behalwe as om opgeblaas en hoogmoedig te wees. Jy let baie mooi, ek sê dit versigtig vanmôre vriende. As die enigste doel van uitverkiesing is, dat ek eendag kan hemel toe gaan, ongeag wat my reaksie is, ongeag hoe my lewe lyk, God het voorkennis gehad, hy het besluit, nie voorkennis, God het vooraf besluit, daardie persoon gaan ek hemel toe vat en daai persoon gaan ek hel toe gaan, dan is daar geen ander doel aan die uitverkiesingsleer vir my, as om te sê, sjoe, ek is wonderlik, die Here het my uitverkies, man, ek is dankbaar. Ja, natuurlik gaan ek dankbaar wees, ek gaan is mos nou lekker om deel te wees van die uitverkiesing. Maar wanneer ons die Bybel lees, dan vind ons dat dit nie die enigste doel is nie. Ons vind dat daar meer is rondom hierdie as net dit. Vir ander wat daar nie uitverkies is nie, is die uitverkiesings niks anderste as 'n verdoemende leer dat God hom uitverkies het vir die hel en geprogrammeer het om in sonde voort te leef tot by die hel.
Vriende, baie keer moet 'n mens die teenkant van 'n saak vir mekaar sê. As God 'n persoon uitverkies het vir die hel, spesifiek voor hy gebore is, dan is dit soos iemand wat 'n rekenaarprogram skryf. Hy het 'n robot, hy skryf 'n program en hy sit 'n program in daai robot in. As die liggie rooi raak, breek jy hom. En dan sit hy die robot aan, dan sê hy vir die robot, as jy die rooi liggie breek, gaan jy hel toe vir ewig. Dan sit hy die rooi liggie aan, dan ry die robot, dan slaan hy die rooi liggie stuk in, wat ek het hom geprogrammeer om die rooi liggie stuk in, en dan sê ek vir hom, sien jy gaan hel toe. Dis nie wat ek lees in hierdie Bybel nie. Ek en jy kan nie ons skuld vir ons sonde voor God sit nie. En as die doel van die uitverkiesing dit alleen is, dan is daar geen doel nie. Dan is dit 'n nuttelose saak. En ek sê dit versigtig en met groot respek vanmôre. Die Bybel leer egter dat daar 'n ander doel is. Hy sê om heilig en sonder vlek voor hom te leef. Die Afrikaans, ek is baie lief vir die Afrikaanse vertaling. Ek dink as min Bybel so goed vertaal soos die Afrikaanse vertaling, die ou Afrikaanse vertaling. Maar daar's hier en daar wat die ou Afrikaanse vertaling hom misvat. Hy sê hierso om heilig en sonder gebrek. Die Engels sê to be holy and without blame, without blemish. Hy sê dis die doel van uitverkiesing. Hy wat ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder blaam voor hom te wees in liefde. God het U uitverkies om heilig en sonder blaam. Paulus sê ek is my van niks bewus nie. Daardeur is ek nie regverdig nie, maar hy wat my oordeel is God, sê Paulus. Om op so 'n plek in jou lewe te kom waar jy kan sê, Here, ek is my van niks bewus nie. Daardeur sê ek nie ek's regverdig, Here, U wys my uit waar ek tekortkoming het en foute het en ander dinge het, maar Here, ek is my nie bewus van 'n vloekwoord of 'n liegtaal of 'n hierdie groot sonde nie. Om heilig en sonder blaam voor hom te wees in liefde. Uitverkies. Die uitverkiesingsleer van die Bybel is dus nie net 'n erfporsie nie, maar 'n opdrag. Dis nie net 'n erfporsie nie, voordat ek gebore is, het die Here besluit ek is uitverkies, en nou loop ek met hierdie baadjie, hierdie uitverkiesingsbaadjie, as 'n erfporsie rond nie. Wie is jy? Ek sê uitverkieste. Nou word die uitverkiesing ewe skielik 'n opdrag. En dit klink vir my of dit meer in paar is met wat die Bybel vir ons leer. Nou word dit 'n opdrag. Hy sê, Paulus sê vir die mense, julle, God het ons geseën met alle geestelike seëninge in Christus, broer, suster, oom, tannie. Hy het jou uitverkies voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder blaam voor hom te wees in liefde. Nou is dit 'n enorme groot verskil. Nou loop en soek ons nie meer vir uitverkiestes en nie uitverkiestes nie. Nou besef ons, ek is die een wat moet gaan werk. Ek is aangestel as 'n rep. Ek het my aansoek ingegee en die Here het 'n stempeltjie daarop gesit en gesê aangestel. Ek het jou 'n kind gemaak. Jy's nou 'n verteenwoordiger van God die Almagtige, skepper van die hemel en die aarde. En nou kan ons kyk na al hierdie skriffies wat Paulus sê, ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God dat julle lewe stel as 'n lewendige, heilige aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Paulus sê dat ons waardig sal wandel die roeping waarmee ons geroep is. 1 Petrus 1 vers 15-16, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig word, want daar staan geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Tessalonisense het ons nie geroep tot onreinheid nie, maar tot heiligmaking. Romeine 6:22 wat sê, maar nou dat ons vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het ons vrug tot heiligmaking en die einde daarvan die ewige lewe. Jy sien vriende, daar is 'n doel aan die uitverkiesingsleer. En die debat gaan nie oor, en ek het in my advertensieprentjie gesit 2 groepe wat debatteer oor wie's nou uitverkies en hoe het God dit besluit nie. Dit gaan oor ek moet diensbaar word. Ek moet begin anders lewe. Wanneer ek van die berg af kom, moet my aangesig blink, soos Moses se aangesig geblind het en hulle blink het en hulle gesien het, hulle gemerk het dat hy by die Here was. Mense is veronderstel om hierdie week, wanneer jy by die werk te kom, te merk dat jy by die Here was. Jy sien vriende, wanneer ons vanmôre oor die erfporsie, oor die uitverkiesing praat, dan is daar 'n voorwaarde, dit is om in hom te wees. U moet waarlik weergebore wees. Daar is 'n tydstip voor die grondlegging van die wêreld, maar die belangrikste van alles, daar's 'n doel, en daardie doel is heiligheid. Jy sien vriende, dit is wanneer ons die doel mis, wat baie mense om die bos gelei word.
wanneer ons glo die uitverkiesing het te doen met die Here kies vir die hemel en die Here kies vir die hel. Want dan is dit klaar. Nou sien ek myself as die uitverkorenes, ek het nou miskien tot bekering gekom, en nou sien ek myself as uitverkorene, en nou dink ek is klaar. Maar wanneer ons die doel verstaan, dan besef ons, ek en jy het nou 'n verskriklike belangrike rol. En is 'n groot voorreg. Dis 'n enorme groot voorreg om in hierdie botteltjie gesit te word. Die uitverkiesingsbotteltjie Christus. Maar hierdie botteltjie is die penne wat hy gaan gebruik. Hy ander gaan hy nie gebruik, hulle is weggegooi. Ek moet nou gebruikbaar wees. Wanneer die Here so kyk na die botteltjie, dan moet hy daai ene. Hy moet na hulle almal kan kyk. Ons moet almal heilig en sonder blaam wees. Hy moet op enige oomblik sy hand net so kan insteek en sê, ek gaan die ene gebruik. In daai omstandighede waar jy ry met 'n persoon in die kar, dan wil die Here sy hand net so op jou sit. Ek wil jou nou gebruik. Die doel van uitverkiesing in die Ou Testament was om vir hom 'n volk te wees. En daarom het hy gesê, wees heilig, want ek is heilig, want hy wou gehad het, wanneer mense kyk na die volk Israel, dan moes hulle gesê, daar is 'n God wat onder sy mense woon. Hy's nie 'n beeldjie wat ek moet skoonmaak nie. Hy's nie 'n beeldjie wat ek iewers moet gaan posisioneer nie. Hy's nie 'n beeldjie wat kan omval, soos Dagon omgeval het nie. Maar daar is 'n God wat nie 'n beeld het nie, maar hy gee vir my 'n woonplek. Hy maak my lewe skoon. Hy skuif my waar hy my wil skuif. En wanneer mense na Israel moes kyk, dan moes hulle dit raak sien. En net so in die Nuwe Testament is die uitverkiesing 'n doel, sodat die wêreld kan sien, daar is 'n God wat onder sy mense woon. Weet jy hoekom genees God nog mense vandag? Want hy wil hê mense moet sien, daar's 'n God wat onder sy mense woon. Hoekom red hy mense? Hy maak hulle nuut, hy verander hulle lewe, want hy wil hê mense moet weet, daar's 'n God wat onder sy mense woon. En dit is die waarheid van dit. Dit is nie net te doen met die hemel en die hel nie, maar met heiligmaking. Om jou volkome oor te gee aan die wil van God en waardig die roeping te wandel. Die uitverkiesing is dus nie 'n opdrag nie, dis die belangrikste opdrag van jou lewe. Jy sien vriende, wanneer ons vanmôre stil raak voor die Here, en wanneer ons vanmôre bietjie praat oor die uitverkiesing, dan is dit nie 'n ligtelike tema nie. Dan is dit die belangrikste tema ooit. Om daaraan te dink dat God voor die grondlegging van die wêreld 'n groepie mense in hom uitverkies het om heilig en sonder blaam voor hom in liefde te wees. Dis iets om oor trots te wees vanmôre, as jy daai werk gekry het, as jy hom aangeneem het, as sy gees in jou gees getuig, Abba Vader, dis iets om oor trots te wees. Die Here het my siel uit genade gered. Ja, ek was 'n vuil sondaar, ek is skaam daaroor. Maar die Here het my siel uit genade gered. Maar nou het hy my uitverkies. Nou moet ek gaan werk. Hoe lyk dit in die lewe? As jy vanmôre hier sit en jy dink 'n bietjie aan die eie lewe en jy dink aan die uitverkiesing, besef u dat God u uitverkies het om vir hom 'n verteenwoordiger te wees? Hy sê aan hulle wat hom aangeneem het, hy mag gee om kinders van God te word. Dis 'n enorme voorreg. Kyk wat 'n liefde die Vader bewys het dat ons kinders van God genoem kan word. Maar dit is 'n verantwoordelikheid vanmôre. Die uitverkiesing is nie 'n erfborsie nie. Dis 'n opdrag. Dis 'n verantwoordelikheid. En ons moet vanmôre eerlik raak met die Here en sê, Here, tot hier toe lewe ek, het my siel uit genade gered, maar as ek moet eerlik wees, Here, ek kom nie die uitverkiesing na nie. Ek is nie gehoorsaam aan dit nie. Beide Petrus en Paulus. Petrus sê, uitverkore volgens die voorkennis van God in die heiligmaking. In die heiligmaking. Heiligmaking kom na redding. In heiligmaking is jy uitverkies om gehoorsaam te wees. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie dierbare Hemelse Vader dat ons vanmôre, as ons hier sit en waarlik weergebore is, die voorwaarde is nagekom, ons is vanmôre uitverkore kinders van God. Uitverkies volgens die voorkennis van God in heiligmaking om gehoorsaam te wees, om heilig en sonder blaam te wees. Vanmôre wanneer ons voor U kom, dan wil ons vir U dankie sê. Paulus sê dat ons waardig sal wandel die roeping waarmee ons geroep is. Paulus het 'n hoë agting gehad vir die roeping. Dis 'n hoë roeping, Here. Dis nie vanmôre 'n klein roeping nie, 'n minderwaardige roeping nie. Dis die hoogste roeping
om 'n kind van God te kan wees. Maar Here, 'n groot verantwoordelikheid. En vanmôre, Here, wil ons vir U dankie sê, dat U ons siele uit genade gered het, maar dat U ons bruikbaar vind vir U koninkryk. En ek wil bid vir mense vanmôre, nie net in hierdie diens nie, maar in Suid-Afrika, wat vanmôre nie leef soos uitverkore kinders van God nie. Here, dat U hierdie opdrag vir ons weer lewend sal maak. Here, dat ons nie sal tyd mors om te debatteer wie gaan hemel toe en wie gaan hel toe nie, maar dat ons sal besef, Here, U het ons uitverkies om verteenwoordigers van God te wees. Help vir ons daarmee, Here. Help vir my hierdie week wat voorlê. Ek bid dat U ons sal help om hierdie week ons lewe so aan U oor te gee, dat ons daar by die werk op 'n spesifieke tyd sal ervaar U neem ons uit daai botteltjie uit, soos 'n pen uit daai botteltjie kom, om met ons lewe te skrywe. Want Paulus skrywe, hy sê ons lewe is 'n brief geskrywe in bloed. Vir sommige 'n reuk van dood tot dood, maar vir ander tot die lewe. Gee dat ons lewens hierdie week 'n brief sal wees, 'n geur van lewe vir mense wat moet lewe. Dankie daarvoor, Here. Wees U met ons soos ons uitmekaar gaan. Verheerlik U self in hierdie dag en ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan, dan sluit ons vanmôre hierdie diens af. Staande, ek het daai papiertjie nou met die preeknotas in. Soos die lied op die bord verskyn, sing ons dan hartlik saam in antwoord op die diens, en ons vertrou dat die Here vir ons sal help, en ek wil tog 'n uitnodiging maak. Daar's altyd 'n geleentheid, as U hier sit en die Here het met U gepraat, ons het nou nie vanmôre gereageer nie, maar U voel die Here het met U gepraat en U wil graag met iemand saam bid, bly 'n bietjie agter, ons bid baie graag met U saam. En Jong Frik Lombard het dit altyd so mooi gesê. Hy sê die uitnodiging is daar's die pampoene. Hy sê maar na die tyd agterbly, dan gee ons vir die leer hoe om op bo te kom. Ons wys vir net vers vir vers in die Bybel, hoe kan ek ook 'n uitverkore lewe leef vir Christus. Kom ons staan, dan sing ons hartlik saam. Neem my lewe, laat dit deur U gewy wees, meer en meer. Mag die liefde en genade van God onze Vader en die Here Jesus Christus en die kosbare tere werking van die Heilige Gees met elkeen sein bly tot ons hom weer sal sien. Amen.